By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Welkom, dankie dat julle hier is. Ek waardeer dit so dat julle in julle kar klim en hierheen ry vroeg op 'n Sondagmôre. Want Renaissans is nou maar virtueel en fisies, maar die fisies is die lekkerste. Want daai is verhouding op 'n manier wat warmte is in so oud tyd soos wat ons met hom gebore is. So dis vir my regtig lekker om julle te sien vanoggend. En hierdie musiek is lieflik. Baie dankie Karen, baie dankie Letitia. Ons gaan onmiddellik verder na julle luister. Lei ons die stilte in. Baie dankie.
Praatjie nommer 2 in ons reeks oor antieke wêreldbeskouings wat ons vandag steeds beheer. Verlede week het ek begin met die chaos-orde narratief. Antieke mense wat geglo het dat die wêreld is lewendig, al die elemente is lewendig, kyk vir jou, hou jou dop en is aktief besig om chaos in jou lewe te probeer saai en jy moet keer en jy moet orde skep. En daar's daardie konflik tussen die chaos en orde. En ek het gewys daarop dat ons vandag nog die neerslag daarvan in ons het. Ons leef asof iemand ons dophou. Vandag praat ek oor die Ooste. Die Ooste skuif die fokus weg van 'n kosmos wat lewend is. Maar die Ooste doen iets anders. Anders as hierdie westerse pyl wat van een punt na 'n ander gaan, 'n lineêre gedagte oor die wêreld, kry die Ooste dit reg om die mens se kop in 'n wiel vas te vang. En die Ooste praat nie oor verlossing in dieselfde terme as wat die Weste daaroor praat nie. En die Weste vra ons na aanleiding van die antieke chaos-orde narratief hoe ons gered kan word van die oormag van die chaos. En die Ooste vra hulle, hoe kon jy ooit dink dat jy kan ontsnap, anders as om ligvoetig vir jouself te onttrek? Die vraag kom nie uit volslae sinisme nie, maar uit 'n waarneming van lyding. En ek dink, dit is iets wat baie mense my oor die vingers oor sal wil tik, maar ek gaan dit nietemin so sê, en neem dit nou maar met soveel knippies sout as wat jy nodig het om daarmee saam te leef. Maar 'n gevolglike, pessimistiese wêreldbeeld. So 'n paar weke gelede het ek gesê dat professor Henning Viljoen een keer vir my gesê het dat Paulus seker een van die mees pessimistiese mensbeelde gehad het. En in die Christendom kry ons 'n uiters pessimistiese mensbeeld. Die mens is sleg. Ons is tot niks goeds in staat nie. Ons is in sonde gebore. Nou die Ooste het 'n pessimistiese wêreldbeeld. Want lyding is waarom dit draai. Vir 'n groot homp van die Oosterse denke is die probleem nie dat die lewe verkeerd loop nie, maar dat ons aanhou dink dat die lewe iewers heen moet loop. Ek wil gou anekdoties en bietjie autobiografies vir julle iets vertel. My gewese vrou het nogal baie wel af groot geword. Baie wel af. Dit het my intimideer toe ek in daai gesin instap die eerste keer. Maar toe ons jonk was, het ons voortgesette teologiese studies gedoen, ek en sy albei. En as deel daarvan het ons praktiese goed gedoen, soos om in Johannesburg in te gaan, en in 'n ou lijkshuis in Johannesburg was daar 'n baba skuiling, waar jy instap en honderde babas het op vloer na vloer na vloer, letterlik op die grond op kombersies gelê. Dis babas wat oral net neergesit is en weggegooi is. Ons het ook ander vorme van lyding besoek. Sy het, om nooit weer te verander nie, 'n beheptheid met swaar kry en met lyding ontwikkel. Dit was moeilik om haar te stuit. As sy dit sien, is dit trane en aksie. Toe ons in Welkom in die bediening was, het ons een aand saam met haar ouers gaan eet, en toe ons uit die restaurant stap, het was winter, en die Vrystaat raak snerpend koud. Toe ons uitstap uit die restaurant, toe sal so 'n paar klein klonkies, wat honger en koud is, en vra, het jy nou nie vir hulle iets nie? Sy het in trane uitgebars. Ons het daai 10 kilometer gery, Riebeekstad toe waar ons gebly het, en komberse en sop, en al die goed moes ek en my gewese skoonpa moes ons terugry, en vir hulle gaan gee. Sy het nooit rus vir haar siel gekry as sy iemand sien swaar kry nie. Die gevolg was dat ons toe nou in 1993, toe die myne in Welkom op een enkele dag 11.000 mense aflê, het ons van daar af 72 gesinne in ons gemeente elke Sondag aand van kospakkies voorsien. Ons het hulle elektrisiteit betaal en ons het vir hulle ook 'n klerebank geskep.
Dit het 'n verskriklike fokus in haar lewe geword. Nou ja, ek weet een van die goed is, dat 'n mens het daai storie van, as jy wel af is, voel jy skuldig, teenoor ander mense, maar dis ook die skok van hierdie impak wat dit op haar was, wat gemaak het dat dit vir altyd toe nou 'n koers in haar lewe en 'n fokus in haar lewe veroorsaak het. Die Ooste skep vir jou 'n wêreld van lyding. Die Ooste het ook nie 'n enkele oordeel nie, en dis interessant, oor hierdie hele kwessie het die Ooste en oor enige mens het die Ooste geen enkele oordeel nie, maar die oordeel is implisiet, en dis vir my 'n belangrike ding om op te let. Dat wanneer daar gesê word, daar's nie oordeel nie, word daar eintlik iets onmoontliks verklaar. Eintlik is al wat hulle sê is jy moet terugstaan en dophou en kyk en waarneem en dan toetree, dan reageer. Sodat jy kan verstaan, sodat jy die prentjie kry, maar implisiet is daar weer 'n oordeel, veral teenoor hulle wat oordeel. So jy het maar altyd ingebou in die mens daai basiese ding van, dis hoe ek dit sien, en as jy dit anders sien, impliseer ek dat ek reg is en jy verkeerd. So kom ek maak jou touwys. So die Ooste kom sonder 'n enkele oordeel oor die wêreld met hierdie pessimistiese wêreldbeeld van lyding wat die hooftema is, en sê, jy gaan nie beoordeel word nie, ons gaan nie die lewe beoordeel nie, dinge is net soos dit is, maar wat hulle doen is, nadat hulle vir jou geen enkele oordeel skep nie, skep hulle vir jou 'n wêreld waar daar nie net 'n enkele lewe is nie. Dis 'n eindelose herhaling van 'n wiel waarin hulle ons ingooi. Dis lewe op lewe op lewe na lewe na lewe. Die fundamentele Oosterse wêreldbeeld is nie 'n lyn nie, maar hierdie wiel. Jy word gebore, jy begeer. Jy ly verlies, jy sterf. En jy begin weer. En dis nie 'n straf nie. Dis maar net die struktuur van die lewe. Dit is hoe dit is. Nou waar kom die radikale boeddhistiese lewensbeskouing vandaan? Waar kom hierdie idee dat ons in hierdie wiel is en dat ons moet ontkoppel? Want dis hulle oplossing. Dit is nie soos wat die antieke ander mense gesê het, dat jy gaan terugveg en jy gaan orde skep en jy stel jou in hierdie konflik op nie. Hulle gaan na 'n plek van totale passiwiteit, 'n plek van oorgawe aan dit wat is, aan hierdie lewe van lyding, en om daaraan te ontkom, beteken eintlik ironies genoeg dat jy passief moet raak en daarvan moet losmaak. So waar kom dit vandaan? Die Boeddha se beginpunt is 'n onversteekte en ek wil amper sê 'n onversierde pessimisme oor ons bestaan as mense, want hy sê alles verander. Alles wat jy liefhet gaan jou versaak en verlaat. Elke plesier wat jy gaan geniet, gaan toekomstige pyn bring, want dit gaan eindig. En dis nie omdat die wêreld boos is nie, maar omdat verganklikheid ononderhandelbaar is. So dis hierdie ding van goed gaan ophou. En as jy hierdie lewensfeit tot hul uiterste deurtrek, kom jy by 'n skerp gevolgtrekking uit, waarby die Ooste wel uitkom. Maar ek wil vir julle hier sê, ter regverdigheid, ons westerlinge maak dit te skerp. Ek het dit tevore gesê en ek glo dit en ek hoop dat julle hoor wat ek sê vanoggend, want dit bring 'n belangrike nuance verskuiwing. As 'n mens verstaan dat 'n westerse brein verstaan oosterse goed nie presies soos wat die Ooste dit bedoel nie. Maar die skerp gevolgtrekking is nietemin dit, as gehegtheid pyn veroorsaak, moet gehegtheid self beëindig word. Want jy kan niks aan die pyn doen nie, maar jy moet jou nie koppel daaraan nie, jy moet nie vashou nie. Dit word die oplossing. Met ander woorde, anders as die Weste wat terugveg, plannetjies maak, pyle in 'n koker sit, wat self oorlog maak vanuit 'n plek van vrees vir hierdie oormag, kom die Ooste en sê, maak jou los. Want al wat jy kan doen, pyn is daar,
maak jou los. Pyn is die essensie van die lewe, so maak jou los. Jy kan dit nie bestuur nie. Jy kan dit beëindig deur te ontkoppel. En dit is waarom die ideaal nie 'n gelukkige lewe is nie, maar 'n ongehegte bewussyn. Moenie geheg raak nie. Die band met die wêreld word verloon. Dit ontspring dus nie uit haat vir die wêreld nie, maar uit 'n byna kliniese diagnose. En wat is hierdie diagnose? Ons bestaan is inherënt onstabiel. En stabiliteit is waarna ons smag. En die pessimistiese element lê dus hierin, as niks blywend bevrediging kan bring nie, is die veiligste posisie wat jy en ek kan inneem om niks meer nodig te hê nie. Ek het niks nodig nie. Dan maak jy jouself veilig. Dit is briljant as beskerming teen wanhoop. Maar dit kan ook die kleur uit die lewe haal. Gary Zukav het een keer geskryf, en ek dink dit was in Seed of the Soul, het hy gesê, mense wat so indifferent is nie mense wat los is van pyn nie, los is van passie en verlange nie. Dis mense wat so diep teleurgestel is, dat hulle self distansieer het van wat hulle begeer en voel en ervaar. En dan kry jy daai kleurlose, passielose tevredenheid, wat lyk soos wysheid, maar dit is eintlik 'n verdedigingsmeganisme. Kom ons praat oor so 'n paar woorde in die Ooste. Samsara, julle ken die woord samsara. En ek dink die kern van hierdie woord gaan nou by sy betekenis kom, maar dit gaan oor die gevoelde uitputting van die menslike bestaan. Dit is 'n tema vir die Boeddha. Samsara beteken eenvoudig dit rondswerf. Maar nou voor jy dink rondswerf heerlik met 'n pakkie kos en 'n mooi kierie en so, dis nie rondswerf soos om te verken en te reis nie. Dis nie rondreis nie. Dit is nie 'n avontuur nie, maar dis vermoeiing. Die probleem is nie die pyn op sigself nie, maar die probleem is die patroon van die lewe waardeur ek en jy swerf. Elke plesier wat ons ervaar, dra reeds die kiem van verlies. Onthou julle as die vakansie begin, nou ek sê sommer onthou julle asof almal van ons se koppe eenders werk, maar myne het so gewerk. As 'n vakansie begin, en dit was, ek het altyd van skool gehou, maar net in Springbok, in die hoërskool, was ek in die koshuis. En ek het niks van die koshuis gehou nie. So as daai vakansie begin, dan begin ek tel oor hoeveel dae is hy klaar. Dit was altyd 'n ding. As dit begin, dan begin ek bewus raak van die feit dat dit gaan klaar maak. En dis eintlik wat die Boeddha vir ons sê. Hy sê, die probleem is, hier's nou 'n plesiertjie, maar hy gaan einde kry. Nou, hoeveel genot is daar nou in hierdie plesiertjie, as jy nou weet, hy gaan klaar maak, want hy sê, ons groot behoefte is, dat goed moet stabiel bly, dieselfde bly, en dat dit voortgeset moet bly. Dit moet aanhou. So, hoekom kan dit nie aanhou nie? En elke begin, sê hy, bevat reeds daai einde, daai ding wat jy so vrees. Daar's geen finale oorwinning by hom nie. By die Christene en by baie ander denkskole kry jy daarom hierdie ding van, dis op en af en is swaar en ons swerf deur die lewe en ons is pelgrims, ons huis is nie hier nie en ons verlang na die hemelse huis, maar uiteindelik weet ons daarom daai bassein gaan blaas, die trompette gaan skal en die engele gaan hulle vlerke klap, Petrus gaan die hek oop swaai en hier is ons, voilà, alles eindig tog goed wel. Dis 'n pragtige crescendo. Hier by die Boeddha bly dit net so droog. Daar is nie eers so 'n crescendo nie. Daar kom nie 'n punt in jou lewe, en nou gaan julle nou hoor hoekom sê ek jou lewe in aanhalingstekens, waarop dit op 'n crescendo en 'n hoogtepunt uitloop nie. Daar's net heeltyd hierdie liewe stille wete van, wat ek vashou, sal ek weer moet los. En daar kom nog baie lewens, waar dieselfde ding homself gaan herhaal. Met my, maar die ding is net, ek gaan dit nie weet nie, want dit is my essensie en nie ek nie wat dit gaan beleef. Nog 'n ander woord, karma. Nou karma het natuurlik in die volksmond kom lê, ook op 'n westerse manier waarop ons dink aan 'n wêreld wat vir jou kyk. En ons sal daai woord gaan steel, dink ek by die ooste, en ons pas hom heeltemal anders toe. Ons sê karma is 'n feeks.
En dan bedoel ons eintlik iemand hou vir jou dop en jy gaan hard geklap word oor dit wat jy nou gedoen of gedink het. Maar dis 'n westerse en populêre manier om daarmee te werk. In sy oorspronklike vorm is dit veel kouer as dat iemand jou dophou of daar 'n morele boekhouer is, 'n kosmiese morele boekhouer is wat vir jou gaan straf uitdeel oor wat jy gedoen het. Dis yskoud in boeddhisme. Niemand hou jou dop nie. Jy is in 'n relasie tot niemand. Daar's geen verhouding met 'n lewende opperwese wat hier vanuit die heelal of 'n antieke kosmiese goddelike element of moraliteit vir jou dophou en met jou verhouding staan as jy mooi so, ag werk bietjie hier aan, gee vir jou 'n hou hieroor. Daar's geen so verhouding nie. Ons hou mos daarvan dat daar moet, we need witnesses to our lives. Dis 'n belangrike ding vir mens wees. Ek wil hê iemand moet sien wat ek doen, sien wat ek vermag, sien hoe ek leef, sien hoe ek huil, sien hoe ek dans, sien hoe ek lag. Om iemand te hê wat kyk na jou lewe is baie belangrik vir ons op 'n sielkundige vlak. Nou die boeddhisme bied dit nie vir jou nie. Jy word nie dopgehou vanuit die hemele nie. Dis 'n koue karma. Al wat hier aan die gang is, jy's in 'n verhouding met jouself. So jy bind jouself. Jy heg jouself. En hier is die ding, jy weef met elke daad, elke begeerte en elke vrees, weef jy nog 'n draadjie in jou volgende lewe se weefwerk in. En dis karma. So wat jy eintlik mee besig is iemand vir jou vra, waarmee is jy vandag besig? As jy nou boeddhisties sou wees, suiwer boeddhisties sou wees, en mense vra vir jou, waarmee is jy nou besig? Mense sê, ek bou aan my volgende lewe. Ek bou nie aan hierdie ene nie, ek bou aan die volgende een. En hierdie gebeur nie omdat die heelal enigsins by jou betrokke is nie, maar omdat gehegtheid, hierdie ding dat jy soveel begeertes het, dat dit 'n momentum gee vir hierdie wiel om aan die spin te raak. Jy word ook nie teruggestuur na jou volgende lewe toe, hier op die aarde nie. Jy keer self terug. So jy is in 'n verhouding met hierdie wiel van jou eie bestaan. Maar kom ons praat nou oor self. Want ek sê nou, jy self gaan nou hoeveel keer leef. Maar die self, soos wat ons hom in die Weste verstaan, is volgens boeddhisme 'n misverstand. Hier gebeur iets by hulle wat vir ons westerse ore regtig klink na iets onbeskof, wil ek amper sê. So miskennend. Die Engelse sou gesê het, dismissive. As jy praat van jy, van ek, dan sê waarvan praat jy nou eintlik? Want die probleem by boeddhisme is nie jou sonde nie. Die probleem by boeddhisme is jou ek. Nie jou gedrag nie, jou identiteit. Jy, dit wat jy as jy beskryf, is 'n probleem. Wat ek en jy as 'n stewige, deurlopende ervaring van 'n self beleef, is volgens die neurowetenskap net 'n saamgestelde proses. En daar stem hulle in 'n redelike mate ooreen met boeddhisme en kan 'n mens daarmee akkoord gaan. Hulle sê dit wat ek as ek ervaar is herinneringe, dis drange, dis gewoontes, dis indrukke, dis my stories soos wat ek aanstap en hierdie lewe van my in my kop verstamel. Dit is wie ek is. So dis eintlik 'n stroom, dis nie 'n klip nie. Dis nie 'n entiteit nie. Dit is meer van 'n ervaring, dis die ek. Nou daarmee kan mens akkoord gaan en nog steeds voel dat dit eg is. En om daardie stroom as 'n vaste ek te beleef, is deels ek voel menslik, om dit te wil beskerm. Om te sê, ek is ek. My dinge is ek, my herinneringe is ek, dis ek. Maar volgens die Ooste is dit 'n illusie, dis ongewens, en dit is presies wat die karma wiel laat draai. So vinniger jy kan losmaak van daai identiteit van ek, hoe vinniger kom jy uit hierdie wiel van karma uit los. 'n Volgende sleutelbegrip by boeddhisme is begeerte. Begeerte is 'n subtiele tiran in jou lewe. As jy dan nou kan dink aan verlede week se praatjie en jy dink aan die bedreiging van chaos en al die elemente in die antieke mense se koppe, by boeddhisme is dit die tiran. Die ding wat jou lewe bedreig, is jou begeerte. Dit wat jy wil hê. Begeerte, soos wat ek en jy dit ken, kan ervaar word as passie,
Dit kan lewenslus wees, dit kan dryfkrag wees, maar hier is dit 'n vyand, dis 'n tiran. Nie omdat plesier boos is, volgens boeddhisme nie, maar omdat gehegtheid blind is vir die fertiliteit. Ons dink ons is op soek na geluk. In werklikheid smag ons volgens die Boeddha na voortgesette, stabiele, nimmer eindigende geluk. En omdat daardie element nie daar is nie, is dit iets wat ons voor moet pas op. Dis nie die ervaring self nie, maar die waarborg dat dit sal eindig. Dis waar die probleem inkom. En dit is sy hele dilemma met die lewe, waarvoor hy vir ons 'n oplossing wil bied. En hy glo, omdat hy die oneindigheid en die voortdurendheid nie bereik kan word nie, sal ons 'n plan moet maak daarmee, dat ons daai begeerte het. En sy voorstel is radikaal, in terme van die Weste. Ons is akkumuleerders, ons is doeners, ons bou, ons vermag. Ons sê verbeter jou lewe, verbeter jouself, verbeter die wêreld. Hy sê, jy verbeter niks, jy beskerm niks, jy oorwin nie die wêreld nie, jy laat los. Nie uit 'n minagting vir die wêreld nie, en dis maak dit kompleks, en ek moet sê, Dr. Piet het altyd gesê dat boeddhisme is vir uiters intelligente mense, want dit is goed paradoksaal. En as 'n mens die paradoks nie verstaan nie, dan val die hele storie plat. So dis nie uit minagting vir die wêreld nie, maar dit is uit insig in die aard van die wêreld en die aard van die lewe. Daarom veroordeel jy dit nie. Jy word nie daarvoor kwaad nie. Jy veg nie daarteen nie. Jy probeer dit nie verander nie. Jy gaan net jou greep verslap. So jou verligting kom glad nie uit 'n triomf oor chaos nie, maar dit kom daaruit dat jy jou vuis waarmee jy klou, ontspan en nie meer die lewe so sterk vashou nie. Maar, en hier kom ek nou in met my, ek wil amper sê my kommentaar hierop. Dit bied 'n gevaarlike aantrekkingskrag vir moderne mense wat die nuances nie raakvat nie. Want dit klink baie onweerstaanbaar in 'n wêreld waar daar baie stres is. Hier kom minder stres. In 'n wêreld waar egos so 'n titaniese stryd voer, wat net sê, goed, ek koop uit hierdie hele ding, minder ego. En in 'n wêreld waar daar so fokus op doelwitte en toekoms is, waar ek net sê, kom ek raak net teenwoordig in die nou en ek vergeet net van al hierdie toekomsdrome en ideale en mylpale en goed. Maar daar skuil 'n baie gevaarlike versoeking. En dit is, ontkoppeling kan wysheid wees. Het kan wysheid wees. Maar dit kan ook onttrekking word. As niks vasgehou word nie, word niks werklik met verantwoordelikheidsin gehou nie. En soms is verantwoordelikheid die ruggraat van ons kreatiwiteit. En daarom sê ek, dit kan die kleur en die kreatiwiteit uit jou lewe uithaal. Want die ding met die lewe is goed progresseer. So as ek nou hoor, ek moet losmaak, as ek dit begin bemeester, kan ek dit so goed begin doen, dat ek dit te goed begin doen, en dat ek naderhand ontkoppel raak. So wanneer aanvaarding teen chaos en afbreking te staan kom, en aanvaarding sê, okay, doen maar jou ding, breek maar af, eindig maar, bring maar die pyn, ek sal losser staan daarvan, dan word alle weerstand teen die lewe verdag. En daarom is boeddhiste passiviste. Hulle is passiviste, want weerstand, die westerse weerstand, is kru, dis brutaal, dis onwys, dit veroorsaak meer pyn en wrywing. Daarom sê die ooste, dood, moet dit nie doen nie. Maar soms is goeie weerstand presies wat nodig is in hierdie lewe.
So die westerse instink tot regmaak vra, in teenstelling met die ooste, vra die weste, hoe herstel ons 'n situasie? Hoe gryp ons in? Hoe gryp ons in? En die woord gryp, 'n greep, is 'n sterk westerse motief in ons lewensmotto's. En dan vra die ooste, wat het jou laat dink dat die wêreld so herstelbaar is? Waarvoor gaan jy so te kere? Die weste bou hospitale en ons skep grondwette teen al die chaos en die vergrype. En die ooste bou kloosters en hulle skep nog stilte. Die een jaag vooruitgang en die ander ontmasker hierdie jaagtog en die een van hierdie twee is volkome nie. Maar albei vat ietsie raak. Albei vat ietsie raak. En ek wil net so ietsie sê oor mindfulness, nou nog 'n woordjie in boeddhisme en in die oosterse filosofie en hoe ons hom in die weste hanteer. Ons neem hom as 'n tegniek, want onthou ons is doeners. So ons hoor van mindfulness, ons sit ons eie, hoe sê die kinders, spin op hom en ons gebruik ons wêreldbeeld om met hierdie ding te werk as 'n stuk gereedskap. Ons gebruik aandag as 'n hulpmiddel om meer effektief te kan funksioneer binne dieselfde jaagtog, dikwels die korporatiewe wêreld. Asemhaling in en uit word vir ons 'n smeermiddel vir nog groter produktiwiteit. So die motief is heeltemal iets anders as wat in boeddhisme bedoel word. Ons wiel draai dan net stiller, maar hy draai nog steeds dat dit bars. En ons pyl op iets af wat ons ten diepste begeer om te bereik. Maar nou is die vrede van boeddhisme altyd so 'n edele doel en is dit altyd so wenslik. As elke spanning, en dit is iets wat ek glo en julle hoef dit nou nie saam met my te glo nie. Ek glo die lewe bestaan uit spanning. En een van die metafore vir my is die oseaan wat so ek wil amper sê ek noem dit altyd 'n figure uit om die planeet woed, siedend. En daai oseaan wat lewe bring vir hierdie aarde, as dit 'n ou stil meer was hier nie lewe nie. Daai verskriklike siedende watermassa wat lewe bring, omdat dit so siedend is, sink skepe, maar hou die lewe op hierdie planeet in stand. En daarin lê vir my die balans van lewe. Lewe is beweging, lewe is dinamies en daar is wrywing, daar's botsing, daar's ontbranding, daar is verskrikkings wat gebeur as gevolg van lewe. Dis ingebou in lewe en daar's vir my daai paradoks dat 'n mens nooit hierdie totale vrede kan wil hê nie, want dan praat jy nie meer van lewe nie. Dis nie die essensie van lewe nie. So as ek elke spanning onmiddellik wil oplos, dan verdwyn die tragiese uit my lewe, die lyding verdwyn, die Griekse tragedie waaroor party mense so kan praat verdwyn, maar ook betekenis. As elke begeerte ontmagtig word in my, dan verdwyn my lyding dalk, ek word dalk onsensitief vir my begeertes, en dit wat ek graag wil hê, en dit, soos die kinders sou sê, traak my nou nie meer nie, soos Gary Zukav gesê het, you become indifferent, en dit lyk so wys, en so kalm, en so rustig, maar wat verdwyn daarmee saam? Nie net jou lyding nie, maar ook jou skepingskrag. Baie van die lewe, en jou is weg. 'n Mens kan nie gelyktydig ontkoppel en diep verbonde wees met die lewe nie. Daar's 'n prys vir absolute rustigheid. En daai prys is afstand. En ek wil my vanoggend verstout om te sê 'n koue afstand. Want jy word al hoe kouer en kouer en kouer vir hierdie werklikheid en vir die goed wat jy voorheen begeer het. Dis 'n koue afstand wat met 'n vredevolle uitdrukking op jou gesig masker, dat daar eintlik nou stadig maar seker 'n vervlakking in empatie plaasvind. Want hoe gaan ek met jou empatie hê, as ek myself geleer het om niks te voel binne my eie teleurstelling,
met die wêreld nie. Die nugter waarheid vir my is dat die Ooste se groot bydra is nie daai kalmte van hulle nie. Dit is nie daai passifisme van hulle nie. Ek dink daar skuil groot gevare as jy aan die mens dink vanuit 'n moderne, sielkundige en neurowetenskaplike hoek. Dis nie vir my hulle grootste bydra nie. Dis hulle eerlikheid oor verganklikheid, want dis 'n worsteling vir ons. Dis 'n worsteling vir ons, die mortaliteit. Niks duur vir altyd nie, hulle is reg. Niks behoort aan my vir altyd nie, hulle is reg. Niks kan permanent beveilig word nie, hulle is weer eens reg. En tog leef ons asof volhoubare besit moontlik is. Ons is te krampagtig. Ons is te fanaties en obsessief. Enkel gefokus op ons doelwitte hier in die Weste. En ons noem dit stabiliteit. Hulle noem dit 'n illusie. En my vraag is, wie is reg? En ek wil vanoggend sê, nie een van die twee is reg nie. Dis 'n spanning wat bly staan. Moet 'n mens nou laat los, of moet jy vas staan? En gaan vir dit wat jy wil hê? Moet jy jou begeertes nou tem? Of moet jy gaan vir die lewe, vir dit wat jy uit die lewe wil hê, want jy het net een lewe, en maak hom werk. Te veel gryp maak van ons slawe van ons begeertes en doelwitte. Maar te veel ontkoppeling maak skimme van 'n aardse werklikheid. Die wysheid lê vir my nie in die wiel van die Ooste nie, en ook nie in die pyl van die Weste nie, maar in die wete dat ons tussen hierdie twee leef. So die Ooste bied vir my nie 'n uitweg uit die wêreld of uit die lyding nie. Nie in die finale analise en die volkome uitleef op die verste end van die spektrum daarvan nie. Maar hulle bied vir ons wel 'n uitweg uit die greep waarmee ek en jy die lewe probeer besit. Dit bied nie 'n uitweg uit ons vrees vir die dood nie. En kyk, gelukkig met al hierdie goed in die Weste, ons gryp en ons begeer en dan kry ons nie wat ons wil hê nie, maar ons glo, as ons nou byvoorbeeld Christene is, wel uiteindelik kry ek alles. 'n Volmaakte liggaam wat jy kan siek word nie, die strate het goud, hulle is geen potholes daar nie, en wonderlike lewe wat ons eendag kry, en 'n beloning, 'n kroon op ons koppe, mooi so, jy het hard gestry, maar jy is nou in. Jy het dit reg gekry. Daar's daardie, soos ek net nou gesê het, fantastiese prysuitdeling. Die Weste gee dit nie vir jou nie. Die Weste gee dit nie vir jou nie, en as jy in jou volgende lewe, omdat jy sulke wonderlike draadjies ingeweef het, in hierdie lewe so mooi gebou het aan jou volgende lewe, en jy was in hierdie lewe was jy dalk een van die twee stiefsusters, is jy dalk nou in die volgende een aspoestertjie, maar die slegte ding is, daar's mos nie 'n jy nie, so jy weet dit nie. Jy het iets gekry in die prysuitdeling, maar jy was nie daar nie. So hulle sê vir jou, geniet jy jou prys, en vir wie's ek? Ek weet nie van daai vorige lewe waarin ek dit gedoen het nie. So ek word nie beloon vir enige iets in boeddhisme nie. Maar wat boeddhisme vir jou wel bied, is die troostvolle hoop op nog 'n lewe, en nog een, en nog een, en nog een. En ek hoor mense met reïnkarnasie dit sê. Hier is nie net hierdie een nie, want ek hoop ek gaan nog beter word. Maar die volgende oomblik sê hulle, daar's nie 'n ek nie. So daar's 'n geweldige teenstrydigheid in daai argument. Ek moet verbeter, maar daar is nie 'n ek nie. En ek weet ook nie van die volgende keer wanneer ek verbeter het nie, want dit is net my essensie en dit is nie deel van die ek nie. So ek persoonlik het 'n groot probleem met daai filosofie, en ek dink die antitese daarin word nie genoeg waardeer nie. So hulle bied vir jou die troostvolle hoop op nog 'n lewe, nog een. Maar dit word net so min bewys as wat die hemel bewys kan word. Of enigiets anders wat ander denkrigtings vir jou gee as 'n uiteindelike beloning. So 'n reïnkarnasie wat boeddhisme vir jou gee is ook nie 'n wete nie. Dis maar net 'n hoop. En die vraag wat by my ontstaan is, wil ek regtig bevry word van lyding? En ek sit gisteraand en ek kyk na hierdie sinnetjie op my rekenaar en ek dink, jy het nou hierdie sinnetjie getik en eintlik wil jy hierdeur impliseer dat jy wil nie regtig van lyding bevry word nie. En ek gaan nie nou oor myself praat nie, maar daar's redes hoekom ek baie sterk hieroor voel. Die plekke en die tye in my lewe waar ek diep gelei het, was bitterlik betekenisvol vir my. En my vraag hier is, wil ek bevry word daarvan?
Want ek voel dat ek daarmee van my aanspraak op betekenis in my lewe ook dan bevry word. En dit wil ek glad nie. En met my volgende praatjie volgende Sondag skuif die fokus nou weer van hierdie ontkoppeling juis na aanspreeklikheid. Dit kom ook uit die antieke tye, aanspreeklikheid. Van 'n sikliese tyd na 'n morele tyd, waar die vraag nie meer is, soos verlede week, hoe gaan ons chaos die hoof bied nie? Of soos hierdie week, hoe gaan ons ontsnap nie? Maar hoe gaan ons meer sinvol leef as wat hierdie chaos orde narratief of die ontkoppelingsnarratief van die Ooste vir ons leer om te leef? So wat maak ons dan nou ten slotte vandag? Wat wil ek by julle laat met die Ooste? Nou hier's my voorstel. Nou hier moet ek nou sê, hier's nou Philip wat praat en julle is elkeen individue vir wie se denke ek ongelooflik respek het. So ek deel met julle hoe ek dink. Maak daarmee wat vir jou goed is. Vir my help dit om 3 vlakke van mekaar te onderskei as dit kom by ontkoppeling. 3 vlakke. Dis ontkoppeling van 'n oomblik. Tweedens is dit ontkoppeling van 'n emosionele patroon. Derdens is dit losmaak van die lewe self. Nou die eerste 2 kan baie gesond wees, maar die derde een word maklik 'n vorm van vermoeidheid, 'n moegheid vir die lewe, 'n wêreld- en lewensvermoeidheid wat homself vermom as wysheid. Gesonde ontkoppeling sou dit wees. Prakties. Hier's 'n onmiddellike emosie. Ek is kwaad vir my kind. Nou stap ek weg, ek haal diep asem en ek reageer later. Ek ontkoppel nie van my kind of die omstandigheid nie, maar van my eerste impuls. So dis 'n ontkoppeling van impulse. Ek hou op om uitkomste te beheer. Ek doen my werk, maar ek aanvaar dat dit dalk nie geprys gaan word nie. Dat ek nie opinies kan manipuleer nie. Dat ook nie as ek in die arbeidsmark is, daar buite die markte en die markkrag kan manipuleer nie. Of beheer nie, maar ek ontkoppel van die illusie van daai beheer en weet die reaksie en respons en die vrug op wat ek doen met my lewe gaan nie noodwendig wees wat ek nou wil hê nie, maar ek ontkoppel nie van my verantwoordelikheid om te bly doen dit wat ek doen nie. Ek doen dit met oorgawe en ek laat die gevolg oor aan wat dit mag wees, want dis my beheer. En ek kan ook ontkoppel van 'n oormatige identifikasie. Nou dis 'n identifikasie waar jy kan sê ek mag al my status verloor, ek mag my geld verloor en hier's 'n ander ene wat ek nog nie oor seker is hoe voel 'n mens daaroor nie en ek het gisteraand 'n vraag gekry op Facebook van 'n vriend wat die hele week met my praat oor mortaliteit en hoe hy daarmee sukkel om ouer te word en so. En ons het vlugtig hieroor gepraat. Ek het nie genoeg tyd gehad nie, maar ek het vir hom 'n kort antwoord gegee. Want hy het dit gesê en ek gaan dit vir julle blaatant sê soos wat hy het geskryf het. Hy het vir my gesê, weet jy wat is my worsteling met die feit dat ek ouer word? Ek is bang ek gaan eendag nie my eie boude kan skoonvee nie. En ek het dit so gekyk en ek het vir hom gesê, ek verstaan. Want wat jy vir my sê is, daai autonomiteit en daai waardigheid, jy sien nie kans om dit te verloor nie. Nou mens kan geld en status verloor, dan kan jy nog nie besef hê, hierdie goed is nie ek gewees nie, ek bly nog steeds ek, so ek moenie hiermee identifiseer nie. Maar dan as 'n mens se liggaam na so 'n plek toe beweeg waar hy werklik waar bykans, nee, ek kan nie sê vegetatief is nie, want dan dink jy ook nie eers meer nie, maar as jy locked in is, ek weet nie, ek het hierdie antwoord nie en ek dink ons het die antwoord en ons weet ook seker nie regtig wat ons wil hê daar nie, want mens moet diep filosofies raak om te besluit, wat sou ek glo oor myself daar? Maar die punt is, die band kan so 'n bietjie losser word, maar nooit gebreek nie. Ek hou nie van, en onthou ek het nou gesê, hier's nou 'n afdeling waar ek praat oor Philip, want ons gaan nou land. En wat ek dink, ek hou nie van die woord, die wêreld is 'n illusie nie. Ek is jammer. Daai fantastiese hoender en aardappelslaai wat ek en Johan vanmiddag by my ma gaan eet, is nie 'n illusie nie. Is lekker. Ek hou nie van daai woord nie. Want in ons westerse koppe bring dit assosiasies wat vir ons sê, ons moet nou losmaak. En ek hou nie van
daai ding nie. Ons moet betrokke bly, maar ons kan ons greep verslap. 'n Ongesonde ontkoppeling lyk vir my so. Dis 'n emosionele onttrekking. So ek laat dinge gaan. En dan leer ek myself om net eenvoudig niks meer diep te voel nie. En weet julle, waar kry hy 'n voorbeeld? Waar kry ek 'n voorbeeld hiervan in die wêreld wat vir my sleg is? Paulus het dit aanbeveel vir 'n vrou wie se man nie gaaf is met haar nie. Ly ter wille van Jesus. Jy sal eendag beloon word. François Moller het gesê van The Secret, ek het dit verlede week gesê, absolute gemors. Nou ek sê daai is absolute gemors. As Paulus nou hier kom staan, sal ek vir hom sê absolute gemors. Moet 'n vrou nou geleer word dat sy mishandeling moet verduur. En wat gaan sy moet doen? Sy gaan moet losmaak van haar man in haar hart. En in huwelike is daar soveel mense wat nie mooi behandel word deur hulle lewensmaats nie, en die manier wat hulle leer om daarmee klaar te kom, is deur emosioneel te ontkoppel en naderhand raak niks wat hierdie mens doen jou meer nie. Dis nie let go nie. Dit is 'n selfverdedigingsmeganisme om met pyn, wat jy nie behoort deur te leef nie, te kan klaarkom. Konflik word vermy. Ons praat nie meer oor die moeilike goed nie, want dit is vuurwerke en ek sien nie meer daar vakansie. En ek leer myself dat niks wat jy doen, raak my meer nie. Ek het 2 weke gelede, het ek na een of ander guru geluister, wat gesê het, dat as jou lewensmaat verskriklik skerp reageer op goed wat jy doen en sê dit, jy maak absoluut saak vir daai persoon. Dis as niks hulle meer pla nie, wat jy moet begin wonder, hoe belangrik is ek, my aksies en my teenwoordigheid nog in daai persoon se lewe. So as jy emosioneel so onttrek dat jy nie meer voel nie gesond nie. En as dit is waarheen die oosterse filosofie jou neem, dan sê ek, hy het jou mislei en jou weggelei van die lewe af. 'n Morele onttrekking is 'n volgende een. Hierdie het ek al gesien. Jy sien onreg, jy sien lyding, jy sien selfs mishandeling, maar dan troos jy jouself, ag man, alles is verganklik, en geen lewe is permanent nie. Verganklikheid word dan 'n verskoning vir passiwiteit. Ek gaan vir julle nog 'n storie vertel. Daar's 'n video gewees, en dis grafies en dis nie mooi nie, maar ek wil die punt huis toe bring. So ek gaan 'n bietjie krasser as wat ek graag doen hier. Daar was 'n video gewees van 'n pa in Amerika wat sy 6-jarige seentjie gedwing het om op 'n loopband te hardloop en het hom al hoe hoër gestel en hy mag nie ophou nie. En daai kind is daar dood. Hulle het die video geplaas op sosiale media. Dit het my ontstel dat ek vannagte nie kon slaap nie. En ek noem dit vir iemand en die persoon se woorde is, ag man, dit was 'n kort oomblikie in 6 jaar. En nou is die persoon dood. En wie weet waartoe moet hy gaan in sy volgende lewe. In die biggest scheme of things is daai niks. Ek praat die waarheid. Ek oordryf niks. Ek het so gekyk en ek was geskok. Dat jou lewensfilosofie jou na 'n plek toe kan vat, dat jy nie 'n traan stort of ontsteld is nie, dat jy onmiddellik na jou filosofie toe gaan, terwyl jy hierdie absolute lyding sien. Dit was vir my skrikwekkend. Ek kan nie glo en ek wys die video, en 'n pa wat 'n moe seentjie wat afgly van die ding af, teruggooi op in sy hardloop. En iemand sê, dis niks. Jy fokus te veel op die fisiese. Dis vir my baie sleg. Baie sleg. As jy onttrek uit verhoudings met mense en dinge. Jy noem dit dalk innerlike vrede, maar niemand kan meer by jou uitkom nie. Jou rustigheid word 'n netjiese, gemaak morele vorm van afstand. En is koud. Dis koud. Hier word lyding verminder deur die volume van die lewe self in sy geheel af te draai. So dis nie net 'n filosofiese ding wat gebeur nie. You trained your brain to not feel enough. En dit is vir my 'n groot krisis, ek as persoon. Ek gaan afsluit. Die Boeddha
Siddhartha verlaat sy vrou en sy pasgebore seun in die nag om na verligting, die pad van bevryding te gaan soek. En dit word glad nie in daai verhaal as wreed bedoel nie, maar as radikaal noodsaaklik. Ek stry met ChatGPT oor so 'n paar jaar gelede in Plato Koffie en ek sê ek hou niks van wat die Boeddha gedoen het daar nie. Pasgebore baba aan 'n vrou te los want hy soek nou verligting. Toe sê ChatGPT van jy moet daai tyd verstaan en toe hou ek aan sê ek gee nie om vir die tyd nie, hierdie kan nie universeel 'n voorbeeld. Toe sê ek dink jy moet vir jou 'n ander guru gaan soek, jy hou duidelik nie van die Boeddha nie. Toe wil ek sê touché op daai stadium. Touché. Maar nou goed. Hy gaan soek hierdie bevryding en hierdie verligting. En sy persoonlike verhoudings in hierdie verhaal kon hom terughou van 'n universele oplossing vir lyding. Want nou praat ek ook met my vriende wat boeddhisties is, sterk boeddhisties is, dan sê hulle vir my, jy moet onthou, hy het die groter prentjie in gedagte gehad. Hy kon 'n hele wêreld van lyding bevry, maar om nou net op sy vrou en kind te fokus, dan kon hy nie die wêreld bevry nie. So dis die kleine teenoor die groote. Later keer hy toe terug, hy onderrig sy seun, hy onderrig sy vrou en hy neem hulle in 'n monastiese gemeenskap op, maar die simboliese feit bly staan vir my, sy roeping tot wêreldverligting het voorrang gekry bo sy onmiddellike gesinspligte. In antieke terme was hy 'n held, en vir party mense vandag nog, want hierdie probleem is edel, maar is ook problematies. Dit stel 'n vraag wat vandag nog in mense se lewens leef. En dis dit. Wanneer word toewyding aan die mensdom 'n versuim teenoor jou spesifieke mense? Jou eie mense, jou gesin. En die moderne weergawe hiervan is dit, dat mens sien mense is altyd beskikbaar vir elke krisis daar buite hulle huis. Maar hulle is emosioneel skaars bereikbaar deur hulle eie lewensmaats en kinders. Filantropie word dan 'n vorm van abstrakte liefde vir die lyding van die wêreld en omgee vir die wêreld, wat die konkrete nabyheid en liefwees vir jou eie mense begin ontduik. En die wêreld se lyding is eindeloos. Maar jou lewensmaat se behoefte aan aandete saam met jou is vanaand. Radikale ontkoppeling sê, verlig die lyding waar dit die grootste is. Gesonde betrokkenheid sê, verlig dit eers waar jy jou teenwoordigheid beloof het en waar jy onvervangbaar is. Jou gesin kan nie iemand in jou plek gaan huur nie. En ek sê dit nou as prins, want daar draai nou 'n fliek by Cinema Nouveau, waarna ek gekyk het 2 weke gelede, Rental Family, dis in Japan. Mense huur vir hulle familielede en gesinslede. Hulle huur hulle. Dit gebeur regtig in Japan. Ek het gedog is net 'n storie. Die man wat die agentskap het vir hom 'n vrou en kind gehuur. En dan 9 uur in die aand na aandete, as hulle mekaar lekker drukkies gegee het, dan stuur hy hulle huis toe. Job well done. Na môre kom hulle terug. Jou familie kan nie iemand in jou plek gaan huur nie. So die onderskeid vir my in een sin is dit, gesonde ontkoppeling sê ek hou so 'n bietjie ligter vas, sodat ek beter kan lief hê. Dat ek nie so obsessief is oor my begeertes nie. Maar dis 'n ander uitkoms, as om so los te maak, dat ek glad nie meer lief het nie. Dit beteken dat my verknogtheid, dat ek daaraan kan ontkoppel. Dat ek losser omgaan met my behoeftes, sodat ek meer teenwoordig kan wees en uit my kop en uit my doelwitte kan kom, om teenwoordig te wees, juis verkoppeling. Juis verkoppeling maak ek so bietjie losser. So as ontkoppeling my kan laat koppel, en daar kom die fantastiese paradoks, dan sê ons yes, dit werk. Maar 'n radikale ontkoppeling sê, ek gaan ophou vashou, sodat ek nie kan seer kry nie, hierdie lewe maak net seer, hierdie is nie 'n geestelike oefening nie. Dis selfbeskerming, dis 'n verdedigingsmeganisme, jy is emosioneel nie meer okay nie. Die eerste een verdiep jou verhoudings, die tweede een beskerm jou teen verlies en skep ontsaglike afstand tussen jou lewe en jou mense. Die boeddhistiese ideaal mik na bevryding
van universele lyding. Maar ek sê vanoggend, omdat die plek waar dit fokus, lyding is, noem ek dit, en dit mag beledigend oorkom, maar vir my as mense 'n breër wêreldbeeld wil hê, sê ek, dis lydingsbehep. Die uitgangspunt is vir my te skraal, om 'n gebalanseerde lewe daarop te bou, as jy 'n gebalanseerde lewe ernstig opneem. Jy neem dit met 'n knippie sout, jy gooi 'n bietjie water by, want die menslike lewe vra van ons dikwels baie, baie minder as iets suiwer oosters, en iets meer filosofies eklekties en verspreid en vermeng. Dit vra van ons om te bly. Dit vra van ons om te verbind. Dit vra van ons om, al weet ons dit gaan klaarmaak en klaar kry en eindig, dat ons daar bly. Ek weet my lewe is nie vir altyd nie. Ek weet alles wat lekker is nie vir altyd nie. Maar, en, dat ek iets stout sê, dit kom, glo ek, net eenmal na jou kant toe, maar dan sê ek nog steeds, weer eens soos ons op universiteit gesê het, kaas dit, en geniet dit, dis joune, vir nou. En dis dalk genoeg rede om te koppel. Ek hoop, hy het geland waar hy moes land vanoggend. Baie dankie, ons luister na die musiek. Vir die van julle vir wie daar nog tyd oor is, kom ons gaan drink lekker koffie en kuier met mekaar, tog te lekker. Die wat nie kan nie, geniet wat jy gaan doen, ry veilig, eet lekker vanmiddag en mag jou week vol vrede wees en mag jy dit geniet om te leef. En vir julle twee wat vir ons musiek maak, baie, baie dankie. Ek sien hulle moet nou eers hulle planne maak daar. Planne vir 'n uitspeellied. Kom ons luister daarna, baie, baie dankie.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.